Hartlike goeiedag. Ek is besig met 'n reeks oor die vraag of sekere siektes wel deur 'n spesifieke sonde veroorsaak kan word. En ek wil as tema vandag gebruik spesifiek net hierdie een woord, onvergewensgesindheid. In Matteus 6 vers 12, daar in die gebed wat Jesus as 'n modelgebed aan sy disippels geleer het, staan daar hierdie woorde: vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Een sonde wat sekerlik die meeste siektes meebring, is onvergewensgesindheid. In Matteus 18 vanaf vers 23 tot 35 vertel Jesus die verhaal van 'n koning wat 'n amptenaar gehad het, wat hom miljoene rand geskuld het. Die man het verdien om opgesluit te word. Maar toe om genade smeek, het die koning hom al sy skuld vrygeskel. Toe dieselfde amptenaar egter 'n mede-amptenaar raakloop, wat hom net 'n paar rand skuld, het hy hom aangerand en in die tronk laat opsluit. Toe die koning dit hoor, was hy bitter ontsteld en hy het hierdie onvergewensgesinde man oorgegee om gemartel te word, totdat hy al sy skuld betaal het. Dit was vir die koning ondenkbaar, dat iemand wat soveel vergewe is, nie 'n medemens met wat hom 'n klein bietjie of 'n klein bedrag geskuld het, kon vergewe nie. Die boodskap is baie duidelik. Ons elkeen was en is in die skuld, diep in die skuld by God. Ons sal ons skuld nooit kon betaal nie. In sy groot genade en liefde het God ons dit egter alles vergewe en vrygeskel, deurdat hy sy seun in ons plek laat sterf het. Daarom is dit so 'n ernstige sonde voor God, as ons nie 'n medemens wil vergewe nie. Jesus het ons nie sonder rede in die Onse Vader geleer: vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree nie. Vergifnis is vir God ononderhandelbaar. Die man in hierdie verhaal in Matteus 18 is oorgegee om gemartel te word. Die 1953 vertaling sê hy is aan die pynigers oorgegee. Dis 'n verskriklike ding as God 'n mens oorgee. Dit lyk vir my daar is sekere siektes in ons lewe wat pynigers is. Siektes waarvan ons nie gesond sal word, voordat ons nie met erns en in waarheid die mense vergewe wat teen ons gesondig het nie. Daar is nie 'n ompad verby hierdie opdrag nie. En ek en jy het vandag nodig om onsself te ondersoek en tot die Here te bid. Kom ons doen dit. Here, ek wil nie u vergifnis in my lewe opskort deur self onvergewensgesind te wees nie. Kom my te hulp en gee my die genade en krag om die besluit te neem om te vergewe. Ek vra dit in u naam. Amen.